Goeiemiddag almal, my naam is Konrad Fleischhauer. Ek is van 'n maatskappy met die naam van Fledge Capital. Ons besigheid is om in maatskappye te belê. Hoofsaaklik, ons gaan later die konsep hanteer, maar private equity. Ons sal ook op tye kyk na besighede wat in 'n vroeë stadium is, wat mens meer ken onder die Engelse naam venture capital. Van die maatskappye wat ons die laaste ruk in belê het, is Dis-Chem, die apteekgroep. Ons het ook die alleenreg om al die Burger Kings oop te maak noord van Bekloo of Midrand in Johannesburg, in Noordwes provinsie en Mpumalanga. En dan het ons ook van die jagters, hier sal die Safari en Outdoor groep ken, die jagwinkels, ons het by hulle ook 'n belegging. En dis maar wat ons tipies doen, ons is maar opportunisties en soek maar geleenthede om in te belê. En ons is hoofsaaklik kapitaalgedrewe, ons wil graag aandelehouding bekom, maar ons bemoei ons dikwels met die finansiering van ons besighede. En in my vorige lewe kom ek van Investec af, so ek verstaan hoe die banke ook dink. En die doel van vandag is om maar net vinnig te praat oor hoe sal 'n entrepreneur finansiering of befondsing vir sy maatskappy in die hande kry. Nou essensieel, soos ons almal weet, is daar maar twee forme van finansiering. Dis maar skuld, ou leen maar geld by iemand, of by 'n bank, of 'n ou kry aandeelhouersfondse of ekwiteit by iemand, het sy 'n individu, of het sy by 'n beleggingsmaatskappy of 'n fonds, om in sy maatskappy te belê. As ons eerste bankfinansiering hanteer, dan is dit eintlik baie eenvoudig om twee konsepte oor hoe 'n bank dink oor finansiering. 'n Bank kyk net eintlik na twee goed. Hy kyk na die bekostigbaarheid van die skuld, kan jy die skuld bekostig? En die tweede ding is, hy kyk na jou sekuriteit. As dit iets fout gaan, wat se sekuriteit het hy vir sy geld wat hy vir jou gegee het? En dit is eintlik so maklik soos dit, is om net daai twee konsepte, is bekostigbaarheid en sekuriteit. En as jy net een van die twee het, wat dikwels gebeur, dan sal 'n entrepreneur sê, maar hy het baie goeie sekuriteit, hy kan nie verstaan dat die bank nie vir hom wil geld gee nie, of hy sal sy huis vir hulle gee, hy soek net die geld. Die punt van dit is, 'n bank wil nie regtig met jou huis eindig nie, hy wil nie regtig met jou sekuriteit eindig nie, dit is maar op die laaste sal hy jou sekuriteit vat. Maar hy wil eintlik graag sien dat jy dit kan bekostig ook om daai skuld eerstens uit te neem of te vat en dit kan terugbetaal. En 'n lekker goeie voorbeeld van wat 'n maklike konsep is, en dis hoekom 'n gebou of 'n winkelsentrum is eintlik 'n baie maklike ding om te verduidelik, presies hoekom eienaars van winkelsentrums of ontwikkelaars van winkelsentrums redelik makliker geld kry as 'n jong ontwikkelende besigheid. So as ek 'n winkelsentrum wil bou, dan gaan ek na die bank toe en ek gaan eers na my kliënte toe en ek sluit eers huurkontrakte. So ek gaan na Checkers toe en ek kry 'n huurkontrak vir 10 jaar, ek gaan na Pick n Pay toe, ek kry 'n huurkontrak vir 10 jaar, dan gaan ek na Nando's toe, ek kry by hulle 'n huurkontrak vir 10 jaar. So die dag as ek by die bank uitkom, kan ek vir hom wys, hier's 'n klomp kontant wat gaan inkom, so my bekostigbaarheid om hierdie geld te leen word geadresseer. In die tweede plek is die sekuriteit, die gebou wat ek vir hom gee, is eintlik verdere sekuriteit vir die bank. Met die gevolg is, dis eintlik baie makliker om 'n nuwe winkelsentrum te bou as om 'n nuwe besigheid te vat na 'n bank toe, want jy weet, vir 'n besigheid is dit baie moeilik om te verduidelik waar gaan sy bekostigbaarheid vandaan kom. Hoe gaan hy geld maak vir alles hy baie min inkomste of kontantvloei op daai stadium het? So wat is die twee goed rondom bekostigbaarheid? Die een is, hy moet 'n kontantvloei vir 'n bank kan wys. Jy moet presies weet hoeveel kontant gaan inkom, en jy moet in ag neem daarso natuurlik hoeveel gaan jou verkope wees, wat gaan jou onkostes wees, hoeveel kontant kom in, en dan natuurlik jou kapitaalinvestering. Hoeveel geld gaan jy moet terug insit in die besigheid nadat jy daai kontant gegenereer het? En die banke is baie krities daar. Hulle kyk baie mooi om seker te maak daar is vrye kontant genoegsaam om jou besigheid te kan, op jou lening te kan terugbetaal. Dan natuurlik aan die tweede kant is dit of die bates van die besigheid of die bates van die entrepreneur wat dan dien as sekuriteit vir die bank. Maar soos ek weer sê, 'n bank sal terugval op sekuriteit, dis nie regtig die eerste ding waarna hy kyk nie. So dis 'n belangrike konsep om te onthou, want dikwels dink 'n ou jy het die sekuriteit, hy moet doodseker wees die bekostigbaarheid is daar. En dan natuurlik hoe groter 'n besigheid is, hoe makliker word dit. Van die groot transaksies, ek sê altyd, jy weet, ons doen partykeer 'n redelike groot transaksie, dan kry ons in party gevalle tot 'n 50 tot 100 miljoen rand geleen,
en dan vra hulle nie sekuriteit nie. Hulle gaan gewoon op die belegging en op die waarde van die belegging. Terwyl as 'n ou vir jou huis wil geld leen, dan sit omtrent 30-40 vorms wat jy moet invul. Dit voel of hulle jou ondervra. So, hoe groter besigheid is, hoe makliker word dit eintlik om kapitaal of lenings in die hande te kry by banke. En dan, as 'n ou nou gaan kyk na die bekostigbaarheid en nou gaan een stap verder en nou sê, maar hoe gaan 'n bank te werk? Wat kan hy alles doen? Wat se tipe skuld is daar wat 'n bank vir ou alles kan gee? Dan kan ons begin deur te sê, dis gewone banklening. Jy leen R1 miljoen by 'n bank vir jou besigheid, hulle sit 'n rentekoers daarop en jy betaal dit terug. Die tweede wat dikwels gebeur is ekstra of ander tipe lening. So ek praat van 'n senior skuld, 'n junior skuld of 'n plafonlening. Wat dit essensieel maar net beteken is dat 'n bank gaan en hy sê, jy is groot genoeg, ons wil baie graag vir jou geld leen. Ons dink jy gaan dit kan terugbetaal, maar ons is seker dat jy gaan R1 miljoen kan terugbetaal. Maar jy het R2 miljoen nodig. So ons gaan die tweede 500.000 wat ons vir jou gee tipies, gaan ons vir jou teen 'n senior skuld, ons noem dit 'n senior lening. En wat dit eintlik maar net beteken is dat tipies gaan die rentekoers 2 of 3% hoër wees, die terugbetalingstermyn gaan miskien 'n klein bietjie langer wees, of daar kan selfs 'n periode wees waar hulle sê, jy hoef nie rente te diens nie, ons gaan daai geld insit en jy hoef dit eers oor 'n later tyd terug te betaal. 'n Junior lening is maar net nog een stap verder, is om te sê, weet jy, die senior lening het ons rente, of het ons prima plus 2% gemaak, maar die junior lening ons graag prima plus 7% maak, want dit is vir ons 'n hoër risiko lening, maar ons dink oor tyd gaan jy dit kan terugbetaal en ons dink jy is sterk genoeg, of jy gaan sterk genoeg wees om dit te kan terugbetaal. So dit is tipies net wat daai junior lening beteken. En dan 'n plafonlening of 'n mezzanine-lening is weer een stap verder, waar die bank gaan sê, weet jy hoef nooit hierdie skuld terug te betaal of die rente nie, ons gaan dit net laat oploop, want ons dink op 'n stadium gaan jy die besigheid verkoop en dan sal ons daai geld terugkry, maar dit kom tipies teen 'n hoë rentewaarde, selfs nog hoër as die junior lening se rente. So dit is eintlik vir die banke maar net om tussen verskillende rentekoerse op verskillende lenings te kan onderskei wat hulle vir jou leen. So hoe meer risiko daarin is en hoe meer onseker hulle is, maar hulle wil graag jou besigheid hê, hoe hoër rentekoers sal hulle sit en hulle noem dit maar net tipies ander name soos 'n senior lening, junior lening of 'n mezzanine lening of plafonlening. Wat die banke ook deesdae baie lief is om te doen en veral Investec is baie lief om te doen. Hulle sal vir jou sê, ons gaan vir jou die geld leen, ons gaan vir jou die R1 miljoen gee, maar weet jy, ons wil 25% van jou wins, of wil ons indeel. Ons wil altyd 25% van jou wins hê. Op daai manier kom hulle verby die punt waar hulle sê, miskien is jou bekostigbaarheid van die lening nie so goed nie, maar ons sal nogtans vir die geld leen, want weet jy, ons kry eintlik 'n aandelehouding of 'n kapitaal tipe deelname in jou besigheid. So ons kry 25% van al jou wins. So ou moet maar mooi gaan dink as jy skuld aanvaar by 'n bank, net mooi gaan kyk na die terme, want hulle sal tipies so iets met jou wil doen en deel wil neem en ek weet business partners dink ek is ook lief daarvoor om dit te doen. En dan is daar 'n verdere tipe skuld wat jy kan kry en dis 'n omskepbare skuld. So ons gaan vir jou R1 miljoen leen van die bank se kant af, maar ons het die reg om daai R1 miljoen oor 2 of 3 jaar te omskep in aandele. Liewer aandelehouding te vat vir ons lening of as jy dit nie kan terugbetaal nie, dan het ons die reg om dit te kan omskep in aandelehouding. Ek dink die doel was vandag om, soos ons aangaan vrae te vra. Ek weet nie of daar enige vrae is rondom bankskuld spesifiek of iemand meer duidelikheid oor bankskuld nodig het nie. Right, dan die volgende besluit wat 'n besigheid kan gaan en ek neem aan, jy weet julle is vertroud met die beginsel van waagkapitaal en private equity, maar kom ons praat gevinnig daardeur. Tipies vir 'n klein besigheid sal hy makliker iemand inkry as 'n vennoot of as 'n ekwiteitsvennoot in sy besigheid as wat hy gaan kry om bankskuld te kry, want weer eens, jy weet, al die kontant wat 'n klein besigheid genereer, gaan hy tipies wil terugsit in die besigheid. So dis vir hom amper makliker om iemand te kry wat nie 'n lening insit nie, maar sy vennoot word. Nou waagkapitaal is tipies wat die term wat ons maar gebruik vir klein besighede. Dis besighede wat eintlik nog nie regtig omset het nie, of hy het 'n baie goeie idee en hy probeer om geld te kry vir sy idee. Nou in Suid-Afrika is ons waagkapitaal noem dit industrie, nie regtig baie gevorderd nie. As ons en die rede daarvoor is eintlik dood eenvoudig. Vir ouens met wat beleggings doen,
is dit baie hoë risiko om in waagkapitaal te belê, net vir een rede. Jy belê nie in 'n bestuurspan wat eintlik in plek is, daar's 'n finansiële ou, daar's 'n bemarkingsou, daar's 'n bestuurende direkteur nie. Jy belê eintlik nog in 'n konsep of 'n idee. Nou wat ons dikwels lees in Amerika, hulle waagkapitaalindustrie is verskriklik gevorder. En die eenvoudige rede daarvoor is hulle kan $1 miljoen vat of $500,000 en hulle kan dit belê in 'n klein IT-maatskappy wat 'n tegnologie ontwikkel het en hulle het die kans dat daai besigheid kan tot $1 biljoen werd word, want dit is net eenvoudig hoe dit daar werk. Hulle mark is verskriklik groot en daar's 'n verskriklike opgewondenheid oor klein stukkies tegnologie wat ontwikkel word byvoorbeeld. In Suid-Afrika is ons mark eenvoudig net nie groot genoeg om dit die moeite werd te maak om daai tipe waardasies te kry nie. So dit word baie moeilik vir 'n belegger, want hy moet baie tyd spandeer, want daar's nie 'n bestuurspan noodwendig 100% in plek nie. So hy moet ook probeer om die maatskappy saam met die entrepreneur te groei, en sy potensiële opbrengs of upsides, soos die Engelse sê, is eintlik baie beperk. Jy weet, tipies kan so 'n besigheid groei na 10, 20 of 30 miljoen toe. Dis baie selde dat 'n klein besigheid baie groot kan word in Suid-Afrika. So dis hoekom ons waagkapitaal industrie nie regtig so gevorder is nie. Die ander ding wat 'n miskonsepsie is op 'n manier rondom waagkapitaal en dikwels by entrepreneurs is 'n idee van 'n ou wat aan iets gedink het en die idee wil voorlê en ewe skielik 'n besigheid wil bou daarvan, is dikwels nie genoeg nie. Jy weet, ons gaan net nou praat oor presies waarna dit is waarna 'n belegger tipies moet kyk, maar 'n ou gaan bietjie meer ondervinding in 'n spesifieke industrie wil hê. Ons gaan net nou bietjie meer daaroor praat. Dan rondom private equity. Private equity se eintlike betekenis is maar net vir groter besighede wat al 'n bietjie aan die gang is, wat 'n winsgeskiedenis het, wat al 'n goeie kontantvloei genereer, en dit is tipies maatskappye wat dit makliker vind om waagkapitaal of ekwiteitsfinansiering te kry. Dis tipies het die maatskappye al 'n bestuurspan in plek en die tipe transaksies wat ons daarso kry is ouens wat hulle fabriek wil groter maak, of nog 'n ekstra fabriek wil bykoop, of nog toerusting wil inbring. Jy weet, so die geld gaan eintlik in die maatskappy in om die besigheid nog groter te maak as wat hy huidig is. Ons kry ook bestuursuitkope waar 'n bestuurspan gewerk het en daar's tipies 2 aandeelhouers wat nou wil aftree. Dan gaan die bestuur na die 2 aandeelhouers toe en sê, maar ons as bestuur wil julle graag uitkoop. Dis noem dit bestuursuitkoop, of die Engelse woord is 'n management buyout, 'n MBO, mens hoor dit dikwels. Dan is daar ook 'n hefboom uitkoopstransaksies wat eintlik dit beteken is maar net 'n maatskappy of 'n besigheid koop in deur die balansstaat van die maatskappy wat hulle koop te gebruik. So wat dit eenvoudig beteken is, jy kry 'n maatskappy wat vir baie kontant genereer, en met ander woorde, jy kan 'n klomp skuld in die maatskappy sit, hy het 'n vermoë om daai skuld te diens. So in plaas van dat jy jou eie geld gebruik om die maatskappy te koop, gaan leen jy eintlik by die bank geld op sterkte van daai kontantvloei in daai besigheid, en jy gebruik daai maatskappy wat jy eintlik koop sy eie balansstaat om die transaksie te finansier. Van die transaksies het in 2008, 2010 baie skeef geloop toe die kapitaalmarkte so in duie gestort het, en een van die voorbeelde wat ons nou deesdae nogal baie van lees is Edcon, vir Edgars groep. Bain Capital, wat 'n belegger is, het die groep uitgekoop, en daai skuld het, ek dink aanvanklik R15 biljoen geleen om Edgars te koop, en daai skuld het nou al gehardloop tot by R27 biljoen, en dit het eintlik nou te ver gegaan. So lees dikwels in die koerant dat Edgars is eintlik in groot moeilikheid, maar dit was tipies 'n voorbeeld van 'n hefboom uitkoop gewees. Dan is daar ook die vervanging van aandeelhouers. Jy weet, een ou wil sy aandele verkoop, dan sal 'n ou inkom en een van die aandeelhouers help, of 'n nuwe aandeelhouer help om iemand uit te koop. Of laastens swart bemagtigingstransaksies. Dis daar redelik baie maatskappye, soos almal weet, wat maar swart bemagtigingstransaksies moet doen, en dikwels is beleggers bereid om agter 'n swart beleggingsgroep te staan om die transaksie te laat werk en die finansiering te verskaf, en die hoofrede vir dit is maar hulle kry dikwels toegang tot baie goeie bates wat hulle nie sou kon kry as hulle nie agter 'n swart groep gestaan het nie. So hulle is bereid om in die agtergrond te staan, 'n klein bietjie van hulle opbrengs weg te gee aan die swart groep, maar sodoende kans te kry om 'n baie goeie bate te belê. Right, as 'n ou nou praat oor ekwiteitsfinansiering en 'n ou sê waarna is dit wat as iemand nou voor jou kom staan
wat is dit wat ons, en ek praat nou hier as 'n belegger, wat is dit wat 'n ou spesifiek na kyk? Wat is belangrik en hoe evalueer 'n ou so aansoek of iemand wat voor 'n ou sit? Die een heel belangrikste ding is die besigheidsmodel van die maatskappy. 'n Ou wil presies verstaan in watter industrie die maatskappy sy besigheid doen en wat is sy kompeterende voordeel? Hoekom is hy beter as die ou om die draai van hom en hoekom is hy beter as die ou langsom? Wat maak daai maatskappy uniek in daai industrie? En wat keer 'n ander ou om net presies dieselfde te kom doen? En 'n goeie voorbeeld is die OUTsurance, toe hulle uitgekom het en hulle begin met 'n OUTbonus. So hulle het in 'n gewone, eintlik 'n volwasse industrie soos korttermynversekering ingekom en hulle het net met 'n splinter nuwe konsep gekom van 'n OUTbonus. Hulle gee vir jou geld terug as jy nie eis nie. Dit is eintlik so innoverend en eintlik so maklike idee om aan te kom, maar dit het vir hulle tot 'n mate 'n kompeterende voordeel gegee in die mark. Ou wil mooi verstaan wat maak daai maatskappy uniek en laat hom beter wees as sy kompetisie en ook tot op daai stadium hoe lyk sy finansiële resultate, het hy al geld gemaak, want die beste aanduiding van of 'n produk of 'n maatskappy se diens deur die mark waardeer word, is maar hoeveel van sy produkte verkoop hy, so hoeveel is sy inkomste of sy omset wat hy genereer uit sy produk of diens uit. So as die besigheidsmodel in plek is, dan gaan hy oor na die entrepreneur toe of na die bestuurspan toe. En dis ongelooflik belangrik dat, wat ons vroeër oor gepraat het, ou wil dikwels, of mens wil graag iemand sien wat ondervinding het binne die industrie wat hy sy idee of sy besigheid wil begin. Ook dat hy ervaring in besigheid al voorheen gehad het, so hy het al voorheen iets in besigheid gedoen en hy verstaan hoe besigheid werk, maar veral wil ons verstaan wat sy ondervinding in daai industrie. So dis eintlik 'n maklike ding. Adrian Gore wat Discovery begin het. Hy het gekom by RMB by Laurie Dippenaar en hy het vir Laurie Dippenaar gesê hy soek geld asseblief, hy wil Discovery Mediese Fonds begin. En Laurie Dippenaar het vir hom 10 miljoen rand gegee om te sê, okay, gaan begin hierdie Discovery. En hy die spaarplan idee wat Discovery het hy mee gekom en hy het 'n paar unieke of innoverende gedagtes gehad wat hy het gesê hy kan eintlik 'n mediese fonds op 'n totaal ander basis begin as die kompetisie. En die voordeel was, hoekom Laurie Dippenaar vir hom daai 10 miljoen rand gegee het, is want Adrian Gore was al in die industrie. Hy het geweet hoe werk daai industrie, hy het presies verstaan. Maar tweedens, hy was ook 'n aktuaris, so hy het geweet hoe werk die somme, hy het presies daai industrie verstaan en hy was 'n ou wat ook voorheen in 'n bestuurspos in die maatskappy was, so hy het die regte ondervinding gehad en daarom was dit maklik om vir hom die geld te gee as 'n nuwe besigheid en ons weet almal waar Discovery nou is. So die ervaring en die kennis van die entrepreneur maak tog 'n baie groot verskil in 'n spesifieke industrie. En dan die moontlike transaksie is dikwels as die besigheidsmodel reg is en is 'n baie goeie besigheidsmodel en die entrepreneur en die bestuurspan is in plek, dan begin ou praat en sê maar hoe kan so 'n transaksie lyk? Hoeveel aandele kan ek kry vir my geld wat ek insit? En tipies is dit hierso waar die belegger moet kyk, maar as ek 1 miljoen rand insit, hoeveel kan ek eendag uithaal? Hoeveel gaan my opbrengs op my kapitaal wees? Of tipies, wat is die waarde wat die entrepreneur op sy besigheid sit? Nou onder het ek 'n som gemaak, want dis eintlik hoe dit werk is. Eintlik in 20% van gevalle is die besigheidsmodel aanvaarbaar en kan jy weet, kry hy die eerste regmerkie. In 20% van gevalle is die entrepreneur en die bestuurspan ook reg en kry jy die regmerkie. En dan gewoonlik as die eerste 2 punte reg is, dan is die ouens se idee of se verwagting van prys of waarde van hulle besigheid so hoog dat eintlik net in 20% van gevalle kom ou uiteindelik daar waar jy saamstem oor die waarde en die opbrengs op kapitaal. So as jy daai 20% met mekaar maal, 20% maal 20% maal 20%, dan kry jy eintlik dat 'n ou regtig 1 uit elke 100 geleenthede is tipies wat die maatskappy wat geld kry. Nou dis baie negatief as ou dit so daarna kyk, maar dis ongelukkig die realiteit. Jy weet, so as 'n ou nie met die eerste, tweede, derde of 5de probeerslag jou geld kry nie, moet ou besef, dit is baie moeilik om iemand te kry om geld in jou besigheid in te sit. En dis waarskynlik die heel moeilikste ding vir 'n entrepreneur om reg te kry. So om iemand te oortuig dat hy genoeg waarde het, genoeg kennis, regte industrie, dat iemand sy geld insit. Daar's die bekende storie van Colonel Sanders van KFC, wat ek weet nie hoeveel mense hy gaan sien het, voordat hy in elk geval sy geld gekry het, maar dis honderde wat hy moes gaan sien het, beleggers,
voor hy die geld gekry het om KFC te begin. Jy weet, so dis die een ding is maar, ou moet maar aanhou en ou moet by elke vergadering wat jy met 'n belegger het, moet ou iets vat en gaan dink oor wat die ou vir jou gesê het. Hoekom wil hy nie belê nie? En gaan dink of jy dit kan regmaak en gaan dink of jy dit anders te kan betree. Dan die besluit wat jy as entrepreneur neem, as jy begin praat met 'n beleggingsvernoot of 'n ekwiteitsvernoot, jy weet, hoe besluit ek of wie ek van hou en waarna ek wil belê, dan is dit verskriklik belangrik om te gaan kyk na die kultuur van die potensiële vernoot wat ek nader. Is dit 'n ou wat ek mee kan regkom? Is dit 'n ou wat ek mee kan praat? Gaan ek met hom saam kan werk in die toekoms? Is dit 'n ou wat jy weet Afrikaans, is dit ou wat Engels, is dit ou, jy weet kulture gaan so ver soos as die ou Joods, jy weet, is hy so daai kultuur is belangrik om te verstaan in jou besigheid. Gaan dit werk om met so 'n ou so ekwiteitsvernoot in jou besigheid te hê? En gaan jy die nodige aandag en tyd en insette van hom kry? Is dit die ou wat jy wil hê? Dan wil jy ook gaan kyk of hy toegang het tot verdere kapitaal. So dit help nie, hy kan een keer vir jou geld gee en daarna as jy weer wil geld en dan sê vir jou, weet jy, hy het nou nie meer geld nie, sy geld is op nie. So jy moet maar net gaan mooi seker maak dat as jy met iemand in die bed klim in jou besigheid, dat jy verder groei kan finansier in die toekoms en dat hy jou kan help om te groei en dat hy jou verder kan vat. Of toegang het tot geld, miskien. Dan is dit ook nogal belangrik om te gaan kyk na die struktuur van die belegger. So as dit 'n individu is wat in jou belê, dis 'n ander storie, want hy gaan tipies sy eie geld gebruik, maar daar's twee tipe strukture eintlik, en dit is dat daar's ekwiteitsfondse en daar's beleggingsmaatskappye. So 'n fonds, 'n ekwiteitsfonds, is tipies 'n fonds wat by beleggers se geld gekry het vir 5 jaar. Hy maak die belegging in jou, maar hy moet binne 5 jaar vir sy beleggers weer die geld teruggee. So wat jy as entrepreneur ewe skielik gaan begin agterkom is dat die fonds het nou weer sy geld nodig en dan ewe skielik begin hulle vergaderings met jou hou oor wanneer gaan hulle verkoop of aan wie gaan ons verkoop of hoe gaan ons geld terugkry. So dikwels vind entrepreneurs as hulle met ekwiteitsfondse deel, dat die fonds wil op 'n stadium sy geld terug en hulle begin die druk ervaar van die fondse af. En dan kry beleggingsmaatskappye, ons maatskappy spesifiek gestruktureer as 'n beleggingsmaatskappy, omdat ons nie onder druk wou wees om ooit ons geld te moet teruggee nie. So ons is 'n beleggingsmaatskappy, ons belegging is in die maatskappye onderliggend en ons geld lê daar en ons is baie gelukkig om vir ewig belê te wees solank die maatskappy goed doen. So ons is nie onder druk en ons plaas nie ons entrepreneurs onder druk om hulle besighede te verkoop nie. So dis 'n belangrike ding om in gedagte te hou, die tipe besigheidsvernoot wat jy dan invat. En dan laaste om te gaan kyk wat die aandeelhoudingspersentasie is natuurlik. Party fondse of party besighede wil altyd beheer hê in jou maatskappy. En hoewel ons nie baie sterk voel oor beheer nie, dink ek tog dit is belangrik om vir 'n entrepreneur te sê, jy moet so lank as moontlik probeer om die beheer in jou maatskappy te hou. Moenie meer as 50% van jou maatskappy weggee tensy dit is om jou besigheid te laat werk nie. So jy moet baie hard dink as jy begin om beheer weg te gee. Dit maak dit net baie makliker as jy nog steeds die entrepreneur is en jy het nog steeds outomate beheer. Ek sou dit nie ten alle koste hou nie, soos ek sê, as jy die besigheid kan laat werk deur nie beheer weg of deur beheer weg te gee, dan oorweeg dit, maar probeer om so lank as moontlik jou eie paadjie te kan bepaal en jou eie ding te kan doen. Henk Smit hierso aan Centurion. Ek weet uitvind, is die ekwiteitsfonds soos 'n DTI of 'n IDC? Nee, so die DTI en die IDC is eintlik is maatskappye wat hulle eie kapitaal het en wat, jy weet, as hulle nou ekwiteitsaandeelhouding in 'n maatskappy vat, dan is dit tipies van hulle eie kapitaal wat hulle insit, of as hulle vir jou lening gee uit eie fondse uit. So nee, hulle is nie. Typiese fondse, hulle noem hulle self 'n fonds. In hulle naam sal hulle wees, jy weet, private equity fund, en dis spesifiek, so jy sal definitief sien as dit 'n fonds is. Dan is ons soms so vinnig gepraat, daar's 'n program op televisie, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, is Dragon's Den. Dit is maar 'n televisieprogram, so jy moet besef, maar jy weet, word maar so bietjie opgeblaas en so, maar dis nogal iets om te kyk. Ou kan nogal regtig kyk daarso en dan sê jy jouself, jy's die entrepreneur wat daar gaan staan voor daai wat hulle noem dragons of beleggers. En jy kan nogal gaan kyk en vir jouself dink na die tyd,
Toets jouself bietjie. Sou ek vir hierdie ou geld gegee het of sou ek nie vir hierdie ou geld gegee het nie? En dikwels sal jy sien dat eintlik die stappe waardeur ons gegaan het of die punte wat ons genoem het, kom dikwels duidelik uit, jy weet dat jy sê, "Joh, ek weet nie hierdie ou lyk nie vir my of hy eintlik weet van daai industrie nie of hy weet nie eintlik nie baie mooi gaan dink oor sy hele idee nie of hy verstaan glad nie sy finansiële state nie of hoe sy inkomste model lyk nie." En dit is eintlik nogal 'n baie die program is nogal eintlik baie goed, maar jy weet want dit gee ou 'n baie goeie idee, hoewel dit nou 'n televisieprogram is en so 'n bietjie opgeblaas is, gee dit ou 'n baie goeie idee van hoe dit voel om voor 'n belegger te staan en waarna jy moet kyk. Right, ek het nie regtig meer baie insette van my kant af nie. Ek sou graag wil hoor of daar enigiemand is wat enige vrae of enigiets meer beter wil weet of meer verstaan. Is dit ding? Ja, hoe gaan dit? Nog steeds. Dankie. Ek wil net uitvind ekskuus tog. Sê net maar 'n nuwe maatskappy wil 'n belegger gaan sien en jy het net 'n idee. Moet jy 'n ordentlike besigheidsplan natuurlik saambring en wat anders is nodig? Kyk, 'n besigheidsplan is altyd 'n goeie ding. 'n Besigheidsplan is 'n baie goeie ding eintlik vir jouself en nie vir die belegger nie. Want die oomblik wat jy gaan sit en jy begin jou konsepte neerskryf op papier, dan laat dit jou nogal dink. Eerstens, jy weet, as jy jou dokument gaan skryf oor wat jou besigheid behels, maar tweedens, as jy begin om jou spreistuk saam te stel, jy weet, jou spreadsheet, dan begin jy nogal dink oor die somme. So 'n besigheidsplan is 'n baie goeie ding, maar eintlik snaaks genoeg, die meeste beleggers gaan vir jou sê, "Bære die besigheidsplan, dan gaan nie eens lees nie. Vertel vir my, wat presies is dit wat jy wil doen en hoe jy dit wil doen." Die probleem in Suid-Afrika, sê ek weer, jy weet, en eintlik maar oral, 'n idee is amper nie genoeg nie. So jy moet amper 'n idee een stap verder kan vat. Om net in te kom by 'n ou met 'n idee en jy soek net die geld en dan gaan jy dit laat werk, maak deesdae of dikwels eintlik maar ouens bang. Hulle wil graag hê jy moet daai idee eintlik vertel vir my aan wie jy dit al verkoop en waar jy dit getoets. En jy het weet R500,000 of maak dit R5,000 geleen by iemand en toe het jy een model gebou en hierdie volgende ouens wil nou die model by jou koop. Jy weet, probeer 'n bestelling kry, probeer een stap verder gaan. So as jy my vra wat ekstra jy moet doen behalwe die besigheidsplan, dan sê ek probeer al stap 2 en stap 3, probeer verkope kry, probeer belangstelling kry, probeer net iets meer of 'n prototipe bou, begin net bietjie meer doen as net 'n idee. Dankie. Dan wil ek ook net weet, as die idee nou soos 'n first to market idee is en ek voel dis 'n baie goeie idee. Wat 'n beskerming het die persoon wat na die na iemand soos julle toe kom dat die belegger nie sê ag nee, dankie, ons wil nie finansier nie, maar dan gaan doen hulle dit self. Ja, so die beste manier wat jy kan doen is 'n wat hulle noem 'n vertroulikheidsdokument of in Engels 'n non-disclosure agreement. Ek dink dis 'n ding wat eintlik nie baie waarde het nie. Ou teken hom, maar dan moreel verbind hy homself tot die gesprek. Jy weet, so tipies laat jy ou dit teken. Maar die meeste ouens, as jy na gerespekteerde ouens toe gaan, is in die industrie en hulle wil jare nog in die industrie wees. So hulle kan nie bekostig om enigsins jy weet, jou idee te steel nie. Nou dis hoekom ek sê amper weer, jou beste ding om jouself te beskerm, is om daai stappe 2 en 3 alweer te gedoen het. Jy weet, jy moet al bietjie in die pad af wees, jy weet, jy moet die produk al hê, want onthou as jy die produk ontwikkel het, en jy het al 1 of 2 ouens getoets met die produk, dan het jy weer 6 maande gewen vir 'n volgende ou om jou idee te begin vat by jou. So dis eintlik die beste wat jy kan doen, is probeer om so ver as moontlik te gaan, voor jy die belegger gaan sien. Maar dis omtrent die enigste beskerming wat jy kan hê, en dan natuurlik moet jy onthou, die oomblik wat jy vir mense jou produk gewys het, of jou tegnologie gedeel het, of jou idee gedeel het, is dit baie moeilik om dit te gaan patenteer of te gaan registreer in jou. Jy weet, so jy moet jy weet, as dit 'n patenteerbare produk is, dan moet jy dadelik met 'n patenteprokureur gaan praat, nog voor jy met enigiemand anders te praat. Want die oomblik wat daai kennis buite is, jy weet, kan 'n ou sê, maar ek het dit geken voordat jy patent gekry het. Henny Pinaar van Somerset Wes. Kan jy my asseblief 'n bietjie raad gee oor hoe onderhandel mens 'n deal? Ek het byvoorbeeld 'n scenario wat ek jou wil gee. Ek het 'n besigheidsidee wat ek in George wil begin.
En ek het 'n vriend wat R600,000 het, hy's 'n dokter, en hy wil graag ook sy vlerke so 'n bietjie span en ander lyne betrokke raak. Nou ek het gedink om vir hom 10% die R600,000 lening by hom te maak teen 10%, wat ek vir hom betaal oor 5 jaar, wat moontlik bekostigbaar sal wees, maar net om dit vir hom bietjie meer ook aanlokliker te maak is dan om te sê, ek kan verder vir jou 15% van die netto wins per jaar ook gee, van die netto wins van die besigheid. Hoe klink so 'n scenario op jou gevorderde oor? Kom ons dink gou vinnig, is dit 'n nuwe besigheid? Het hy al enige omset of begin jy hom van voor af? Dis 'n besigheid wat ek vir 8 jaar saam met my familie bedryf het, 'n hele ruk terug. Ons het intussen die besigheid verkoop, dit is ook nou al 'n hele paar jaar terug, maar ek is weer lus om die besigheid aan die gang te kry, want ek dink die behoefte vir so 'n tipe besigheid is nog steeds daar. Die persoon ken ook die besigheid, want ons is in dieselfde dorp, so hy weet ook, dit was 'n baie suksesvolle besigheid. En ek wil graag weer die besigheid aan die gang kry. Maar sy R600,000 kan baie help om net weer aan die gang te kry. Ja, dis my vraag. Het jy die R600,000 nodig? Ja. As 'n mens 'n huis wil koop, dan val hierdie agentskappe mos deesdae oor hulle voete, SA Home Loans en so aan, om vir jou die soekwerk te doen. As 'n mens vir 'n besigheid weet, jy wil 'n verband lening met die bank hê, is daar dan ook sulke agentskappe wat dit vir jou doen? Sou jy dit aanbeveel? Daar is ouens wat dit doen en eintlik is dit vir jou 'n baie goeie eerste toets. As hulle bereid is om geld te gaan soek vir jou besigheid, dan moet jy weet, hulle het darm 'n geoefende oor, nê. Hulle weet hoe om jou na watter banke om toe te gaan en hulle kan jou help om, jy weet, jou besigheidsplan bietjie aan te pas of vir jou te sê, hoor, kom ons doen dit in plaas van dit. So ek dink dit is 'n sinvolle manier. Dit help jou ook net die dag as jy voor die bankier sit, is hy daar, jy weet, hy kan 'n paar van die vrae antwoord of 'n paar van die goed al gedoen het. Maak net baie seker wat se kommissie hulle vat. Jy weet, sy begin om 10% en sulke kommissies, dis geweldig duur, jy weet, so jy moet net baie seker maak dat jy nie 'n klomp geld betaal of te veel geld betaal vir die diens nie. Maar dit is waarskynlik 'n sinvolle manier. Toe ek by Investec was, het ons gereeld met sulke ouens gedeel. En dit was so dat hulle daarom die transaksies min of meer gefilter het. So teen die tyd wat hy jou kom sien, het hy daarom al bietjie deur die transaksie gedink. Konrad? Hallo. Wil jy hier van die moed? Hoor hierso, ek wil by jou uitvind, jy het nou genoem, dis 20% en dan weer 20% en die laaste 20% gaan oor die waardasie van die besigheid. Het julle 'n maklike, vinnige matchbook calculation hoe mense besigheid waardeer? Want as ek na jou toe kom en ek het nou 'n idee van my besigheid is R10 miljoen werd en jy dink hy's R500,000 werd, obviously, dit ons verskillende somme gedoen. Het jy of 'n manier hoe jy ons kan lei om te sê hoe kan ons realisties wees oor die waardasie van jou besigheid? Ja, so ek het deur baie jare daar's verskillende waardasiemetodes, nê. Daar's 'n verdiskonteerde kontantvloei, daar's 'n netto batewaarde, daar's 'n ongelooflike klomp verskillende metodes, maar ek het nou deur die jare gesien, die heel maklikste manier is om die wins wat jy gaan maak voor of na belasting, maar kom ons noem dit na belasting, 'n prys-verdienste verhouding op dit te sit. So jy vat die wins wat jy gemaak na belasting en dis nou tipies waar jy moet kyk. Partykeer kan jy sê, weet jy, ek gaan oor 2 jaar R2 miljoen wins na belasting maak. 'n Klein besigheid gaan jy tipies met tussen 3 en 4 of 5 maal daai wins na belasting vermenigvuldig. 'n Groter besigheid kan jy begin om meer te vermenigvuldig. Ons het byvoorbeeld ons belegging in Dis-Chem, die apteekgroep wat nou 90 winkels het ons 14 keer hulle netto wins betaal. Jy weet wat geweldig hoog is. As jy gaan kyk op die beurs, dan is hy gemiddeld, en ek praat onder korreksie, hier rondom 12 keer. En dan vir kleiner besighede, soos ek sê, hier ergens tussen 3, 4 en 5, 6 keer het. En wat daai verhouding bepaal, met ander woorde met hoeveel keer jy die netto wins moet maal, daai verhouding, daai prys-verdienste verhouding, dit is regtig 'n funksie van die tipe inkomste, die kwaliteit van jou inkomste. So as jy 'n herhalende inkomste het, of so Engels sê recurring income, so elke maand kom maar hier inkomste net in, want ek het 'n winkelsentrum, dan kan ek 'n baie hoër
verhoudingsgetal gebruik, dan kan ek dit met 6 en 7 begin maal. As dit 'n besigheid is waar elke maand en elke jaar begin ek van voor af, ek moet die weer produkte verkoop, ek moet 'n nuwe produk ontwikkel om te verkoop. Kom ons noem 'n goeie voorbeeld, 'n eiendomsagentskap besigheid. Hulle verkoop huise. Daai kwaliteit van inkomste is eintlik nie goed nie, nee, want hierdie maand het hulle huis verkoop, volgende maand verkoop hulle nie 'n huis nie, dan die volgende maand verkoop hulle weer 'n huis. So ek wil nie baie betaal vir daai tipe besigheid nie. Ek sal hulle wins na belasting vat vir 'n jaar en dan wil ek dit met 3 maal op die meeste. Jy weet, want daai kwaliteit van inkomste is nie gewaarborg nie. Maar as ek 'n besigheid kry wat 'n cellulaire winkel is, hierdie wat selfone verkoop, hulle kry ons 'n persentasie van elke kontrak. Elke maand kry hulle daai persentasie. So ek kan baie meer vir so 'n besigheid betaal, want ek weet daarom vir die volgende 3, 4, 5, 6 jaar is daar 'n sekere inkomste wat elke maand inkom. En so ek sal daai netto wins vat en dit maal met 'n verhouding, want dis omtrent vir my die heel sinvolste manier om 'n besigheid te waardeer, eerder as al die ander metodes. Werk dit dan nou op 'n vooruitgeskatte inkomste as jy nou met 'n splinternuwe besigheid sit en jy het 'n projected 3 jaar op. Presies. So jy as entrepreneur gaan tipies gaan en jy gaan vir my probeer verduidelik en verkoop dat oor 3 jaar gaan jy 5 miljoen rand wins na belasting maak. Ek gaan vir jou sê, ja, maar jy maak nou niks en my geld gaan dit vir jou moontlik maak om 5 miljoen wins na belasting te maak. En dan gaan ons die debat hê oor hoeveel waarde heg ons aan die feit dat oor 3 jaar gaan jy 5 miljoen na belasting maak. Jy probeer my oortuig dat dit is die waarde waarna ek moet kyk en ek gaan jou probeer oortuig om te sê, maar jy het dit nog nie gedoen nie, so kom ons kry iets in die middel. Ek is half gelukkig met 2,5 en ek sal jou op daai waarde betaal. So dit is moeiliker vir 'n klein besigheid, want jy gaan moet 'n ou oortuig van toekomstige waarde. En soos ons gesê het, 'n bestaande besigheid het die voordeel dat hy kan bewys wat het hy die laaste jaar gemaak, so hy wys die nommer. Maar dit is maar daai debat en onderhandeling wat jy tipies voer. Almal gelukkig. Ek hoop julle het almal goeie besighede en goeie idees en ek hoop dat julle gehelp het om miskien 'n paar idees te formuleer in julle koppe en julle planne vorentoe. En ja, ons sal graag van julle hoor van julle besighede as daar iets is wat julle dink befondsing nodig het. Baie dankie.